Vir die volgende 2 weke kuier Fiesta op die water. Dis die 12de keer dat die RSG op die Waterfees aangebied word en Fiesta mis dit vir niks. Eers kuier ons aan boord die MSC Opera en dan stap ons aan wal in Walvis Bay vir 'n bietjie Namibiese gasvryheid. Hallo, my naam is Wikus Pretorius en welkom by 'n dubbeldoor Fiesta. Wat op aarde besiel 'n mens om 'n fees te reël op 'n passasiersskip? Dis moeilik genoeg op enige ander dorp. Hoekom het jy hierdie begin doen? Dis 'n mal idee wat ons jare terug gekry het. Ons het nie gedink dit gaan so ontplof nie, maar dit het regtig ontplof. En ek dink ons lewe maar op die energie wat feesgangers vir ons teruggee. Kyk, die passasiersskip hoef jy nou gelukkig nie te bou nie, maar die res van die goeders is maar, jy weet, hier is bietjie teaters en ruimtes, maar wat moet julle alles op die skip doen om dit teatervriendelik te maak? Ons maak van elke ruimte 'n teater. Ons bring 'n massiewe klomp klanke beligting in. Ons bring gordyne in. Ons bring om vir mense die teatergevoel te kry. Jy is al so lank 'n vervaardiger in die teaterwêreld in Suid-Afrika. Wat is die ding wat jou van die op die waterfees die meeste opgewonde maak? As jy nou dink aan al die goed wat jy al oral reg oor die land gedoen het en hier sit jy 'n fees bymekaar op 'n groot passasiersskip. Wat vir my so lekker is as daai boot begin beweeg en jy sien Tafelberg gaan nie by jou verby, dan besef jy maar ons is nou op die water. Daar's nie nou terugkeer nie. Nou moet ons fees hou. Dan sien ons die feesgangers onmiddellik ontplof. Want ewe skielik is daar musiek, daar is 'n klomp lekker energie en daar vaar ons die oseaan in. Die wegvaartpartytjie sorg vir groot opwinding. Vir baie mense is dit natuurlik die heel eerste keer op so 'n groot passasiersskip. En as Tafelberg in die agtergrond begin klein raak, dan weet almal, ons is nou op die oop see. Vir die volgende paar dae is daar geen ruskans of keer nie. Dit is my eerste op die waterfees en dit is vir ons 'n belewenis. Ek sien uit na alles. Dit is absoluut asemrowend lekker. Ek hou van wanneer die skip die hele tyd so kant toe en kant toe gaan. Dis net lekker. Prooi Prey gee kykers 'n blik op hoe syndikaate werk, spesifiek syndikaate wat mensenhandel pleeg. Dit bied baie stof tot nadenke. Ignatius en Penny, hierdie produksie van julle is nou nie wat 'n mens sal beskryf as ligte vrugte nie. Nee, dit is nogal 'n ernstige saak. Ja. Vertel gou kortliks waar die storie gaan. Die storie gaan basies oor kinderhandel, sekshandel spesifiek en orgaanoesery. En dis 'n tipe van 'n plekspesifieke immersive teaterstuk waar die gehoor deel word van die storie. Hulle word die aandeelhouers in 'n besigheid en dan wys ons vir hulle op 'n toer hoe hulle geld maak op die einde van die dag. Penny, jy speel een van die slagoffers en dit is nie altyd maklik nie. Glad nie. Maar ek dink dit help want ek gaan nie mentally, ek sit nie myself regtig in die situasie nie. Ek gebruik my asem en my lyf en ander tegnieke om in die karakter in te kom. So hierdie is, soos wat jy nou gesê het, Ignatius, plek spesifiek en gewoonlik speel dit af in 3 verskillende ruimtes wat seker nie moontlik is op die boot nie. Op die boot was dit bietjie moeiliker, so ons het hom nou aangepas vir 2 ruimtes, maar omdat dit plekspesifiek is dit maklik om dit aan te pas. So gewoonlik is daar 'n samekoms waar ons vir die gehoor welkom heet. Dan sal spasie waar ek en Penny ons deel doen wat die inlywingslokaal is, as ons dit so kan noem. En dan 'n spasie waar Ryan Rousseau inspeel, hy speel Jantjie. En dan beweeg die gehoor nou tussen die 2 ruimtes rond. Korrek. So hulle begin by die een ruimte, al die gehoorlede saam, dan verdeel ek hulle op in 2 groepe. Die een groep gaan deur na Ryan se storie toe, die ander groep kom deur na my en Penny se storie toe, dan ruil hulle om en dan kom almal weer saam aan die einde bymekaar net om dit af te sluit. Of course, out there we all use different names, but Melissa is the most creative when it comes to choosing a name. She literally adapts her name to the subject's personality, gaining instant trust. How old are you, Joy? I don't know what's going on here. How old are you?
I'm 16. I just want to go find my aunt. Die kabaret Oom Menno op Pouse is 30 jaar terug deur PG Du Plessis geskryf vir Arina de Wit en is verjaar vir die heel eerste keer op die planke met Arina self. Dit vertel die verhaal van Bets. Sy is nou afgetree, alleen en vasgevang in die gedagtes van dit wat kon wees. Uiteindelik is ek vry. Afgetree. Geretire. Los, vry. Los, klos. In my moer in. Arina, so vertel net vir my kortliks waaroor gaan Oom Menno op Pouse. Ek dink die naam verklap dit so 'n klein bietjie, maar ek wil graag by jou hoor. Jong, dit is oor 'n warm vrou. Nou hierdie vrou, Bets, het nou gewerk haar lewe lank en dis nou finaal klaar. Dit weerspieël daai leegheid wat kom met aftrede, maar sy is op 'n ander stasie. Sy gee al haar goed weg. So sy maak basies haar hart skoon, haar huis bestaan uit, of haar woonstel bestaan uit net bokse op die oomblik. Maar sy is warm. En die Oom Menno op Pouse was PG se eie titel. En ek dink is ook 'n pouse van mans wat dit insinueer. Jy praat van PG, dis natuurlik nou PG Du Plessis, wat hierdie teks vir jou geskryf het, 30 jaar terug. Jong, ek dink ek was miskien reg om dit toe nie op te voer nie. Dit was lank weg. So ek het nie eintlik meer gedink ek het dit nie. Ja. En toe ek dit ontdek, toe besluit ek miskien is dit nou die regte tyd daarvoor. En ek voel nou ek kan identifiseer. Volkswagen family. Volkswagen. 200 grams of spur ribs, a juicy chicken thigh, and 125 grams of horse. 3 legendary Spur favorites served with golden chips and crispy onion rings for just $159.90. Spur, people with a taste for life. You said you had your own equipment. Yeah. This is nothing. Yeah. Oh, it's, yeah. Oh, no, don't worry, we've got this. Manu, hey! You don't need to own it. To own it, eh? Go Coastal. Die MSC Opera het 13 dekareas en meer as 2600 passasiers kan in die sowat 1000 kajuite tuisgaan op so 'n vaart.
As jy nie 'n teaterproduksie bywoon nie, kan jy langs een van die 3 swembaddens ontspan met 'n drankie in die hand. Vir meer as 40 jaar al vermaak Richard van der Westhuizen gehore met sy musiek. In die produksie Richard van der Westhuizen 40 kyk hy terug oor sy lang roemryke loopbaan wat eintlik nader aan 50 jaar is. Richard, hier by die Op die Waterfees, kyk jy terug op jou loopbaan van die afgelope 40 jaar. Wat het aanleiding gegee tot hierdie produksie? Hoekom het jy besluit om dit te doen? Wel, dit het alles begin toe Frans Swart my gevra het om in 'n komedie op te tree. Waarvoor ek onmiddellik wou sê nee, want ek voel ek is nou op ouderdom dat jy nie sommer luk raak in hierdie soort van dinge instorm nie. Maar toe stuur hy vir my die teks en ek sien dis 5 verskillende karakters in een stuk. Geen akteur kan nee sê daarvoor nie. Kom ons vat die kans. En toe begin doen ons die ding en toe op 'n dag toe is daar 'n Saterdagmiddag wat oop is in 'n teater in Pretoria. Toe sê hy, hoekom doen jy nie jou musiekkonsert nie? Wat kan mense verwag in die produksie wat hulle gaan kyk? Ek het die ding redelik fyn aan mekaar probeer sit om dit vir mense lekker te maak. Maar ek het ook my eie huldeblyk aan Afrikaans 100, dis nou 101 nou. Wat ek 'n baie vlugtige en vinnige en komiese kyk teruggee na waar het Afrikaans begin. Die pyn van die reis sonder jou, al hoe nader, hoog bo die aarde, deur die wind en die wolke teen die spoed van klank, soos 'n sprinkaan wat my laat dink aan al die plae, al die vrae, al die dae alleen sonder jou, na al die trane, al die twyfel, sal jy my dalk eendag vertrou. Die van ons wat oud genoeg is dat die TV-drama Het van Verlangekraal maar te goed onthou. Nou is dit terug in 'n nuwe gedaante, verwerk vir die verhoog deur Leon van Nierop en regie deur Frans Swart. So wat het julle dat besluit om Het van Verlangekraal aan te pas vir die verhoog, want hy het al soveel verskillende gedaantes gehad. Die laaste 5 jaar het aan my deur kom klop en sê hierdie storie moet vertel word. En ek het 5 jaar het ek aan Leon van Nierop se deur geklop en hy het die hele tyd vir my gesê, nee Frans, dit kan nie gebeur nie. Want Het speel in alle moontlike areas af. Daar is die skool, daar is meneer Erlang se kantoor, daar is die sportbyeenkoms, daar is die konsert, daar is die ou man se huisie. Hoe sit jy alles op een verhoog? En toe publiseer Leon die roman. Toe koop ek die boek en ek lees die boek en ek bel weer vir Leon. En ek dink hy het maar net moeg geraak. En toe sê ja Frans, ek stuur vir jou 'n teks en 2 weke daarna toe het ek hierdie wonderlike teks. En Nikita, jy speel natuurlik die rol van Het van Verlangekraal en dis 'n baie uitdagende rol en 'n ikoniese een. Jy weet, ons onthou nog vir Sally Kamfer. Hoe het jy voorberei vir hierdie produksie? Ek dink toe ek Het se karakter begin leer ken, toe het ek van die begin af 'n punt daarvan gemaak om die karakter absoluut my eie te maak. So om my eie emosies en uitdagings en dinge wat ek ervaar te assosieer met Het, om haar so uniek as moontlik te hou, omdat baie aktrises haar rol al vertolk het. Die hele proses was net, dit was 'n leerproses gewees van die begin af en ek leer elke dag iets by Het met elke vertoning. Dit seer. Maar haar boude het seker weer hard geslaan. Ek sweer my naam moet 6 van die bestes doen. Want elke keer wat hy my sien skree hy net 6 van die beste. Mense raak gewoond aan die pyn. Min mense kry ooit die kans om te sien hoe 'n radiodrama opgeneem word, maar dis presies wat gebeur by die Op die Waterfees, wanneer Johan Rademan en sy span die listige weewenaar repeteer en opvoer. Welkom in die ateljee op die see. Johan, die listige weewenaar, ek neem aan die naam van hierdie radiodrama sê eintlik als. Ja, Jou Kleinhans het dit uitgedink, die skrywer, maar dit gaan oor ek noem dit 'n huis vir kronologies bevoorregtes, 'n bietjie ouer mense, en dan is daar glyjakkals wat inkom wat deur Richard van der Westhuizen gespeel word, en hy het allerlei skemaatjies wat hy uitdink om die weerlose vroue in te loop
maar dit is 'n bietjie slimmer as wat hy gedink het, soos 'n baie lekker tema waarmee ons werk. Ons is natuurlik by die RSG op die Waterfees en hierdie is 'n RSG radiodrama wat werklik uitgesaai gaan word. Ja, ons jy weet, dit is 'n wonderlike voorreg om vir mense te demonstreer. Hier neem ons 'n bietjie die ateljee na die skip toe en dan neem ons daai glaskas weg. Ek as regisseur, ons voer dit op en jy moet nou mos improviseer want enige iets kan gebeur. Dit speel in 'n ouer huis af. So daar's teekamers, as daar nou passasiers is wat per ongeluk verbyloop of 'n deur oopmaak, dan is dit eintlik baie realisties. Jy is 'n absolute radiolegende en na al hierdie jare wonder ek wat steeds vir jou die lekkerste is daarvan om in hierdie medium te werk. Ek is aan die een kant 'n sportkommentator. Ek saai 'n rugbywedstryd uit. Die mense by die huis moet in daai wedstryd kan inklim, saam met die spelers daar wees, hulle moet die veld kan ruik, die dreë kan aanvoel, die teleurstelling, die opwinding. En radioteater weet wat ernstige temas kan insluit, is my amper as ek 'n bietjie van 'n heilige genre. En dan tussenin ook bietjie nuus lees, dokumentêr maak en so meer, en regstreeks aanbied. So ek is baie bevoorreg dat ek, kom ons sê, die vaardighede geleentheid gekry het om dit te kan ontwikkel oor die breë spektrum. So ja, ek dink ek is 'n bietjie vir radio gebore en ek sal seker daarin ook Kobai sê. Hoop 'n vertroulike inligting oor almal wat in die tehuis is. Jou inligting is ook hier. Nou, wie sal so dom wees om inligting te wil steel? Ek weet nie, maar sorg dat die slot aan my deur vervang word. Dis pure geldmors, maar ek doen enige iets om die klaagliedere van Rachel de Beer stil te kry. Maar sit, Gideon. Ek het 'n appeltjie met jou te skil. Die teaterproduksie Vlerksleep volg die eskapades van twee 50-plussers wat geskei is en weer opnuut begin maat soek. Maar die toeoogafsprake verloop glad nie volgens plan nie. Elma Potgieter en David James vertel ons meer. Vertel 'n bietjie van Vlerksleep. Waaroor gaan dit? Man, dit is 'n lieflike komedie. Geskryf deur David Coulter. Ek speel haar eksman Anton en sy is my eksvrou Louise. Ja. Ons sien mekaar nog op 'n daaglikse basis, maar die gehoor sien ons op dates gaan met twee wonderlike akteurs, Steffie Leroux en ons is geëerd Richard van der Westhuizen. Ons is nou nie meer saam nie, ons hou net 'n oogie oor mekaar. Ja, maar ons is goeie vriende. Ja. Goeie vriende uiteen. Wat is die grootste uitdagings? Om Vlerksleep en jouself omring met veiligheidsnette, rubbermatte, valskerms, 'n baie gin and tonic. So ons het twee bankies in die park. Een vir vriende en een vir lovers. Sit julle op die regte een? Wel, ek baie wel hoop so. Alhoewel, in realiteit is ons nie eintlik vriende nie. Is ons nie? Nee, ons was vriende gewees en toe trou ons. En toe skei ons. En juffrou, wil jy gou vir iemand hallo sê? Gou. Net vir almal by die huis en almal wat RSG luister. Hallo en dankie. En hier kuier ons lekker by op die water en ons moet voortgaan nou met musiek. So baie dankie en mag ons julle in die toekoms weer sien met sommer 10, nie 5 nie. Dit sal wonderlik wees. Eloise. Iemand wat saam met my sy genooiensvaart of hoe sê mens nou vir 'n man wat sy eerste ding doen? Eerste vaart doen, bedoel ek. Kom ons hou maar, dit is my eerste vaart. Nee, kom. Ek dink dis veiliger. Wynand Strydom staan hier langs aan my. By die RSG op die Water Kunstefees kan feesgangers eerstehands sien hoe 'n lewende radio-uitsending gedoen word oor die klankgolwe tussen die blou golwe van die see. Sluit en daar's 'n huldigingsprogram. Ons groet jou dan nou hier van die 2026 RSG op die Water Kunstefees en ons gaan, terwyl ek en Wynand bibber, ons kry wel koud, maar daar's niks koud aan hierdie warm, diep, donker rasperstem nie en hy maak vir ons klaar. As die reën van stof en roet verby is en die rook verdwyn.
Where do South Africans get naked? People from Pretoria Get naked while drinking brandy at Padstoff? So people in Durban will probably get naked while fishing. Probably, huh? Probably. People in Cape Town get naked on the beach. Beach, 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 Beach. beach. People in Joburg get naked. At some bougie coffee shop. Tyler got naked at Emmarentia. Anywhere you like. I guess I'm getting naked at the ice cream shop. I mean, I'm doing it off my phone and I've already got a quote. And the quote is lower than what I'm getting at the moment, so that's fantastic. Get naked. 200 grams of spur ribs, a juicy chicken thigh, and 125 grams of horse. 3 legendary spur favorites served with golden chips and crispy onion rings for just $159.90. Spur, people with a taste for life. Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's #1 value for money supermarket, and save on deals like Clover Bliss double cream yogurt for $39.99. Jungle Oats 2 for 69 Rand, save 20 Rand. And Nescafe Gold instant coffee for $149.99, save 60 Rand. Plus get up to 75% back in Discovery Miles. Save more and live extra. Only at Checkers. Een klavier het 88 klawers, maar dit is natuurlik nie genoeg as Connie de Villiers en Rocco de Villiers 'n verhoogdeel nie. In 88 span die twee vir die eerste keer kragte saam op 'n baie intieme manier en die teater is gepak. As die nag sy baadjie toe knop oor die veld. Connie en Rocco, hier staan ons. Dit is julle heel eerste keer wat julle saam optree op die verhoog. Is dit moontlik? Dit is die heel eerste keer wat ons die vertoning op die boot doen. En eintlik die lekker ding is ons van is dieselfde, so die posters is kleiner en goedkoper. Nee, jy sien nie de Villiers een keer. Dis reg. En ook op 2 klaviere op 'n verhoog op 'n boot is regtig van bakboord na stuurboord. En ek het gesien die klavier, dit is eintlik 'n klawerbord wat vermom word as 'n vleuelklavier in 'n boks wat net maar met groot moeite hier afgedra is, maar hy klink soos die regte. Dit is die fopdossers van musikale instrumente. Om 'n akoestiese vleuelklavier op 'n boot te kry is uitdagend, veral om 2 op 'n verhoog te kry. So ons is dankbaar. Ons het daarom 88 note, want dis die naam van die program, nê? Dis reg, ja. Julle twee deel 'n liefde vir musiek, maar op die verhoog gaan julle ook mekaar se musiek met mekaar deel. Wat kan kykers verwag? Al die liedjies behalwe 2 kom uit ons harte en ons koppe uit. En dis lekker om ander style van musiek te speel. Soos my goed is oorwegend, maar bietjie soos popmusiek. Jy weet, sonder woorde. En Connie se is soos woorde, het woorde en dis nie popmusiek nie. So ek dink dit is nogal lekker saam. Ja, ons leer by mekaar. Ons skuur mekaar soos rivierklippe. Dis 'n bietjie soos wanneer jy in die oggend vergeet het om goed vir jou smoothie te koop en dan gooi alles in die yskas en dan kom daar 'n helse lekker ding uit. Die geliefde Koos Du Plessis sou verlede jaar 80 jaar oud gewees het en in die produksie Koos Doep bring Wynand Strydom, Leon Grop en Shani Jonker hulde aan die komponis-digter. Want soos hy self geskryf het in Kinders van die Wind, die dingetjies bly draal. Die donker kom van buite en syfer deur die ruite en ek gooi nog 'n paar kole op die vuur. En die tafel lê die laikas en alles wat eers was versmelt tot blote skadu teen die muur. Wynand, wat het julle laat besluit om 'n program te doen oor Koos Doep? Man, ek het 'n voorliefde vir Koos Doep se musiek al van jare, van jong tyd af. En ek het altyd hierdie droom gehad van ek wil iewers 'n ordentlike teaterstuk doen rondom
Koos Diep se musiek en ek het toe vir Frans genader en sonder om te skroom het gesê kom ons doen dit en ja, en toe het ek die voorreg gehad om saam met Shani Jonker in die produksie betrokke te raak en wat 'n fenominale klavierspeler is jy nie, Shani? Shani, jy is, as ek reg verstaan, meer as die klavierspeler, jy is die musiekregisseur van hierdie produksie. Is dit reg? Ek sal dit nie heeltemal so stel nie. Ek en Wynand het nogal saamgewerk om die program saam te stel en ook wat ons met die musiek wil doen en so aan. Omdat dit Koos Du Plessis se musiek is gestroop en dit is eenvoudig. So ons het ook saam besluit daar's nie nodig vir verskriklike ingewikkelde verwerkings en so nie. Ons hou dit 'n eerlike weerspieëling van Koos se karakter en Koos se musiek, want die teks en selfs die musiek wat baie mense dink eenvoudig is nie altyd so eenvoudig nie, maar dit spreek vir hulself. So ja, is die pianis, kom ons noem dit mede musiekregisseur. Op 'n donker aand diep in Julie maand, op die pad daar nooit gedaan, waar die rotse staan teen die sekelmaan, het ek lang gewag die nacht, het ek lang gewag die nacht, want 'n skurk van hout het 'n sak vol goud daar begrawe langs die pad. En elke donker aan by die sekelmaan kom hy terug, hy soek sy skat. Hierdie vaart sit die plesier in plesierboot, maar gelukkig het ons nog lank nie klaar gekuier nie. Ons het sopas anker gegooi hier in Walvis Bay en volgende week kuier ons by die Oppie fees hier in Namibië, voor ons terugklim en terugvaar na Kaapstad. Ek sien jou dan. Ons kyk die wonderlikste shows, dis baie lekker. Jy moet dit doen. As jy Afrikaans is, moet jy dit doen. Dit is 'n fees, dis 'n belewenis. I also learned some Afrikaans today. Dit was baie lekker. Kyk net en Fiesta ondersteun die Teaterbystandsfonds, die teaterbedryf se enigste hulpfonds. Besoek die TBF se webwerf by tbfza.co.za en maak 'n bydrae. Ek kom eintlik namens my hele familie wat nog altyd gedroom het om op so 'n boot te reis. Hulle kan nie wag om te hoor wat ek sê nie. Gelukkig is daar nie selfoonopvangs hier nie, anders het my heeldag gepla. Hier's 'n ander gees. Kyk, ek dink RSG maak 'n groot verskil en dit is lekker om Afrikaans te hoor. Dit is wonderlik. Ek dink om te sien hoe mense hulle self geniet en hulle kan net hulle self wees. Ja, en almal aanvaar vir almal ja, soos hulle is, ja. Get into the beautiful game with